Net so voor julle begin koud kry. Prys die Heer met blye galme. Hoop my siel, daar's ryke stof. Amen. Maar gaan nie sing nie, want dan gaan julle weer koud kry. In Matteus 20 lees ek 'n gelykenis wat Jesus vertel. En hy praat van 'n boer wat werkers het wat vir hom werk. En soos hy deur die dag gaan, sien hy die werk is te veel en heeltyd bring hy nog iemand in. En nog iemand in. En soos letterlik aan die einde van die dag bring hy laaste werkers in om die werk klaar te maak en hulle betaal moet word. Toe betaal hy die ouens wat 4:30 ingeklok het, dieselfde as die ouens wat al 9:00 die oggend begin het. En die 9:00 die oggend ouens gooi hulle toys. Want hoekom moet hierdie ouens dieselfde geld kry as ons? Maar hulle het nie die werk ingesit nie. Amen. En hy sê en die eienaar sê vir hulle, as ek die een is wat die mense aanstel, besluit ek nie wie kry wat nie. En ek dink dis baie keer die ding in die lewe is, God het vir ons elkeen 'n plan. En partymal, veral mense wat lank op die pad is, ek wil nie sê lank in die pad is nie. Lank op die pad is, kan baie maklik jaloers raak op nuwe mense wat uitstyg. Want ek het agtergekom, as jy baie lank die Here dien, en jy is nooit oop meer vir verandering nie, dan verval jy in gewoonte. En jy raak bang vir vernuwing. Sien, die mens like routine. Mensdom like routine. As jou lewe in 'n routine is, dan is dit mos nou makliker. Amen. As jou hele lewe in boksies is wat jy kan manage, dan is dit maklik. Maar ek weet nie of jy al agtergekom het nie, as jy die Heilige Gees in jou lewe innooi, maak boksies nie meer sin nie. Want hy het nie 'n saak met 'n boksie nie. Amen. En ek dink dis die groot ding is, wat ek en jy moet leer, is dat God gebruik my en jou lewe, nie vir ons nie, maar vir ander mense. Jou hele lewe, God het jou gemaak met een doel, is vir ander mense. Ander mense, jy's getroud met jou man, vir jou man. Jy het jou kinders, dis waar jy jou tyd invest. Jy het jou werksplek, jy het jou kerk, jy het jou vriendekringe. Dis almal mense waar God jou gebruik. Amen. Hy gebruik jou daar om wat te doen, om die verandering wat hy in jou lewe het, uit te beeld. Dis hoekom hy sê, elkeen werk sy eie heil uit. Net jy kan aan jou redding werk, ek kan nie aan jou redding werk. Net jy gaan bepaal, jy gaan nooit eendag kan sê, Here, maar Cassie se skuld dat ek hier nie gedien het, of Kobus se skuld, of Helena se skuld, jy gaan dit nooit kan sê nie. Want die Here gaan sê, dit was jou eie keuse. En ek begin al hoe meer besef is dis die hoofrede hoekom baie mense nie wil vertrou wat God wil doen nie, want hulle kyk en hoe het ander Christene hulle seer gemaak, of hoe die Here dalk ander mense gebruik. Want partymal wil mense nie hê jy moet sukses hê nie. Hulle wil hê jy moet val. Want dan kan hulle sê, ja, dis sy verdiende loon, of is haar verdiende loon. En die Here het 'n gawe om ander mense te disappoint. Want as jy in sy wil bly, gaan hy die mense disappoint wat nie in sy wil is. Wat 'n probleem met jou het. En dis ongelukkig die realiteit van hoe die koninkryk werk. En dis die realiteit van hoe God goeders doen. En dieselfde met hierdie mense wat moan, hy sê vir hulle, maar toe ek jou aangestel het, ek vir jou gesê, dis wat ek jou gaan gee vir die dag, hoekom kla jy? Jy het mos ja gesê. En hoeveel keer doen ons nie dieselfde? Jy sê ja vir iets, en as jy dit kry, en iemand anders te kry iets anders, dan moan jy daar. Amen? As iemand nou die dag sê, jy is so jaloers oor 'n ander ou se sny brood, maar jy het 'n eie vol brood op onder jou arm. Jy is jaloers op sy snytjie, maar jy het 'n heel brood. En baie keer is ons jaloers op mense, want jy het 'n verwagting hoe God jou moet gebruik, en nou gebruik hy jou nie so nie, maar hy gebruik iemand anders so, dan word ons kwaad. Maar iets wat ek jou vandag wil leer is dat God het goed voorberei vir die mensdom,
waarin jy gaan kom wat ander aan gewerk het en jy gaan die oes kry en baie mense gaan dit nie waardeer nie. En daar gaan goed wees wat jy nou doen, wat jy die ure en tyd in sit en ander mense gaan in jou sukses die oes kry. En jy gaan dink, maar het ek nie die tyd ingesit nie. Dis iets wat ek moes leer. Veral met ministry. Ek kan jare in mense invest. En jy het 'n droom vir daai persoon. En skielik is hy weg. En iewers anders te blom hy. En jy sê, regtig Here, ek het jare in daai ou invest. Drop ons, daar gaan hy. Ek het nie begin, ek was kwaad, joh. Het ek my tyd gemors. Tot ek besef het, het nooit oor my tyd gegaan nie. Dit gaan oor God se plan vir daai persoon. En besef iemand anders te deel in die oes van die saad wat ek gesaai. Maar eintlik deel ek ook in daai oes, maar die feit dat die persoon nie meer deel van jou lewe is nie, beteken dit nie, jy deel nie in die oes nie. Dis hoekom ek as mense weggaan, dan sê ek altyd vir hulle, is fyn dat jy weggaan, maar moet net nie gaan sit en niks doen nie. Vat wat in jou invest is en maak 'n verskil waar jy gaan. Moenie laat die saad wat gesaai is, op die klip val en doodgaan nie. Gaan invest dit in grond waar dit kan groei. Amen. En dit is so belangrik dat jy dit besef. In Johannes 4 sê Jesus die volgende, hy praat met die disippels, hy sê vir hulle, I sent you to reap a crop for which you have not worked. Others have worked and you have been privileged to reap the results of their work. So die Here sê vir die disippels, ek gaan julle stuur om 'n oes te gaan kry, 'n harvest, te oes. Jy gaan 'n suksesstorie hê in iets waarin jy niks invested nie. Ander mense het die werk gedoen. En dit is my amazing hoe hy dit vir hulle sê, want dit sê vir my, sê vir hulle, verwag konfrontasie. Van daai hele sin sê vir my, verwag konfrontasie. Amen? Want hy sê, I send you to reap a crop for which you have not worked. Others have worked and you have been privileged, daai woord, to reap the results of their work. Hy sê, mense gaan nie verstaan. Mense gaan nie verstaan hoekom is die guns van die Here op jou lewe so, maar nie op hulle lewe op daai manier nie. Want jou guns is anders as daai ou se. En nie voor jy ontdek hoe God jou gebruik nie, gaan jy jaloers wees hoe hy iemand anders te gebruik. Nie voordat jy jou eie identiteit het. En dit is so belangrik om te besef. Ek onthou jare terug toe ons bomshelter begin het 'n pastoor vir my gesê, ja, maar nou sê ek vir hom kompetisie. Ek sê, kompetisie in die koninkryk. Ek sê, al hoe mense vir jou kompetisie kan wees as hulle vir jou geld werd is. So jy tel mense aan die geld wat inkom, nie aan die siele wat gered word. Hy het my nou nog nie geantwoord nie, al van toe af praat hy nog nie weer met my. Maar dis okay. Maar dis my vraag gewees, hoe is mense kompetisie? Is dit nie sy kerk nie? Is dit nie sy mense nie? Amen? Ons is net stewards van die mense. Hy het ons geroep om hulle te herder. Dis nie my skape nie, is sy skape. Dis nie my gemeente nie, is sy gemeente. Amen? Maar die oomblik wanneer jy, hierdie is my mense, dan raak ministry ongesond. Want nou begin ek, jy mag nie my mense vat. As mense van my sê, pastoor, ek wil bietjie hierdie week na daai kerk toe gaan. Sê ek gaan, kruisbestuiving is baie belangrik. Gaan. Het jy nie 'n probleem om jy nie? En as jy dit al like, is dit ook fyn. Moet net nie nêrens gaan nie. Nou die dag iemand van my sê nie, hulle wil vir 'n tydperk hulle lidmaatskap opskort. It's like, hierdie is nie 'n golfklub nie. Ek gaan vir 'n tydperk my lidmaatskap opskort by julle. Ek gaan 5 weke verby, ek vra, het jy ten minste nou 'n ander plek gekry? Nee, ek sit by die huis. Ek sê, why? Why? So jy's bereid om geen geestelike input te kry. En jou gees loop droog. As jy just go somewhere. En as jy dit daar like nie, gaan na die volgende een toe.
Maar gaan tot daar waar jy voel, jy word gevoed, maar moenie niks doen met wat God in jou lewe gedoen het nie. Moenie laat daai saad doodgaan nie. Moenie daai saad wat gesaai is, laat dit in die onkruid val en die onkruid dit doodruk nie. Kom op 'n plek waar God dit wat in jou invest is kan gebruik. En die grootste investment in my en jou lewe is die Heilige Gees. Daar is nie 'n groter investment nie. Daar is nie 'n groter gawe wat ons kan hê nie. Baie mense kyk vas na die gawes en ek wil profeteer en ek wil dit en ek wil dat. Kan jy Heilige Gees? Want dis die belangrikste gawe. En hierdie week dink ek aan, iemand sê daai woorde en het my soos 'n hamer geslaan. Sê die Heilige Gees se naam is Comforter. Hoeveel mense ken jy wat comfort by hom gaan soek? Wat regtig by sy voete gaan sit en sê, ek het nodig om van U te hoor vandag. Ek het regtig U comfort nodig in hierdie situasie. Ek het regtig U hulp nodig. Ek het regtig nodig, Here, laat ek en U praat. Ek kan na hoeveel mense toe gaan vir antwoorde, maar dis nie by U nie. En dan kry ons leë antwoorde van mense wat self leeg is van die Heilige Gees. Dan wonder ons hoekom goed nie uitwerk. Want al wat daai ou gedoen het, hy sy emptiness uit, het hy net niks gesaai nie. En dit is vir my so belangrik, en ek love waar hy hierdie sê, hy sê, jy gaan oes waar jy nie gesaai het nie. Jy gaan oes waar jy nie gesaai het nie. Ek onthou die tyd toe ek nog in die besigheidswêreld gewerk het, ek het kombuiskaste en slaapkamerkaste en daai goed gedoen. Ek het hierdie gesien. Jy sien dit in besigheid waar jy by 'n plek aankom. Alles is reg, jy het nie eens gewerk al voor nie, jy kry nie die job. En ek het dit nooit verstaan, tot ek verstaan het hoe die Here werk nie. Ek was 'n jeugpastoor, en lekker single dude, en ek help 'n koppel in my jeug, wat sukkel met hulle huwelik. Want hulle kom vra my vir huweliksberading, ek is like, wat? Ek is nog los hotnot, nou wil julle hierdie ernstige vrae van my kom vra. Maar ek het gesê, kom, ons weet die Heilige Gees gaan nie lieg nie. En ek help die koppel, en die Here sort hulle goed uit. Seker 10 jaar later, as ek werk ek vir hierdie company met die kaste in, en dit gaan swaar, is daai tyd net toe die resessie die land so hard geslaan het. Ek onthou ons het 'n fenominale jaar gehad, waar ons koop 19 miljoen rand se nuwe masjiene. Hy volgende jaar val die mark plat. Soos in niks. Besighede maak toe op strepe. Die hele konstruksiebedryf val plat. En it is challenging, en hier teen my, toe sê die eienaar vir my, ons gaan toemaak. Hy moet vir sy vrou sê, ons maak toe. Ek sê, ons kan nie. Ons kan nie, ons voer 50 gesinne se mense met kos elke maand. Kom ons gaan bid. En ek kom terug en ek kry 'n skrif in die Segeel wat hierdie sê, hy sê, kry jou oë van jou besigheid af, kry jou oë op my, want ek is in jou besigheid. En ek gaan gee dit vir die baas. Ek sê, ons maak nie toe nie. Ons gee die besigheid vandag vir die Here. Dis waar ek geleer het, waar ek vir mense sê, teken jou besigheid oor aan God. Wees jy nie die bestuurder, laat hy die eienaar wees. En hy sê, is reg, en ons bid. Die maandag kom ons terug na die naweek, en op Facebook kry ek 'n Facebook inbox, van die vrou wat ek 10 jaar terug gehelp het met 'n huwelik, of 'n invite, en ek aanvaar die invite, en sy sê vir my, wat doen jy vir 'n lewe? Ek sê, nee, werk vir 'n kombuismaatskappy. Sy sê, wil jy nie vir my 'n quote gee op 'n kassie nie? Ek sê, hulle kan nie reg nou dadelik nie, maar kan 'n rep stuur, dat hy gou by jou kom draai. Sy sê, nee, is reg. Ek vra die rep, ek sê vir hom, ry gou na die vrou. Sy soek 'n kassie. Ek sê, ek ken haar, help haar gou, hy kom terug, maar hy so, weet jy hoeveel kassies sy soek? Ek sê, nee, sy sê, sy soek 'n kassie. Hy sê, hier's huisplanne vir 5 verskillende huise. Hulle bou 130 van hulle. 3,5 miljoen rand kontrak. Ek sê vir haar, ek sal jou quote, sy sê, dis fine.
doen die quote vir elke huis se design, stuur dit in, sy aanvaar dit onmiddellik. Sy gaan jy nie strei nie. Sy sê nee. Sy sê dis my en my man se dankie vir wat jy 10 jaar terug gedoen het. En ek besef daaraan, en daar rig God 10 jaar terug sy investment, maak dat die Here daai company dra. En ek besef dan, en hier kom die baas van die company, en hy oes in saad wat hy nie gesaai het nie. Hy oes in saad wat hy nie gesaai het nie. En ek het vir 'n oomblik gevoel, dis my kontak, hoe kan hy hierdie geld wil kry? Wel, dit sou my baie geld. Maar ek het net besef is like, dis hoe God werk. Dis hoe hy moet almal van ons werk. 1 Korintiërs 3 sê die volgende, hy sê, I planted, Apollos watered, but God all the while was causing the growth. So neither is the one who plants nor the one who waters anything, but only God who causes the growth is everything. So dit wat ek insit en 'n ander ou bou daarop, nie een van ons twee se werk beteken niks nie, want al wie dit kan laat groei is God. En ek het besef, ek kan nie meer kyk, as ek in iemand sê byvoorbeeld, dit al baie met my in ministry gebeur. Jy stap met iemand 'n pad vir jare, hulle wil nie die Here dien nie. En môre praat hy met Pietie en hy gee vir sy hart vir die Here en hy word gedoop en hy's Bybelskool toe en ek is like, hoe sê dieselfde goed as wat ek gesê het. En die Here is net like, jy het goed gedoen. Jy het aanhou die saad saai. Pietie moes die water gooi. Maar ek, God, moes die oor oopmaak. Ek moes die hart oopmaak. En partymal besef jy dit nie. Jy invest vir mense, sonder dat jy besef, bou jy iets in hulle lewe in, vir wat God vorentoe gaan doen. En dit gaan dalk nie jou insluit nie. Dis die challenge. Dit gaan dalk nie jou insluit nie. Jy het dalk die pad gestap met hulle, maar God bly die een wat die groei veroorsaak. En ek besef is, met almal van ons so, hoeveel in jou lewe het jy al op iets wat iemand anders te gedoen het, guns gekry? Hoeveel mense in jou werksplek het voor jou die programme en die prosesse in plek gesit, waarin jy net floreer? Jy het nie die ure ingesit nie. Ek onthou toe ek in die corporate wêreld was, het ek vir 'n maatskappy, 'n mediese maatskappy gewerk, het opleiding gedoen. Mense besef nie hoeveel werk gaan in opleiding. Jy kom sit in die klas en like, want ek regtig hier sit. Trust my, dinsdae is 'n disipelskapskool. As jy saam met my wil kom voorberei, sal ek bly wees. Saam met my kom lees wat ek deurwerk. Saam met my, maar weet jy wat, dit pla my nie, hoekom? Want ek weet, daai ure wat ek insit hierdie week, kan dalk net een saadjie in jou lewe wakker maak. En jy gryp aan God vas op 'n wyse wat jy nooit gedink het is moontlik nie. Dit maak dalk in jou 'n passie wakker om iets te doen vir mense wat jy nooit gedink het jy kan doen. Sien, ek het besef dat die saad wat ek saai is belangrik, al deel ek nie in die oes nie. Want die oes bly syne. Sien, die eerste saad wat vir ons gesaai was is Jesus. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy engebore seun gegee het. Laat elkeen in hom wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Jesus is die saad waarvan ek en jy die oes is. Is dit nie cool nie? Het jy dit al aan gedink? Jy is die vrug van die saad van sy lewe. Sy afsterwe het vir my in jou lewe gebring. Ek en jy deel in sy gehoorsaamheid. En ek dink dis waar ek vanoggend trek is. Daar's ander mense wat in jou gehoorsaamheid gaan deel. Al gaan jy dalk nie daarin deel nie. Ek het al mense gehelp, besigheidsmanne met finansies. Hy help die Here hulle besig, dan maak hulle miljoene. En dan dink ek, hier is die kans, hierdie ou gaan terugkom en in die kerk invest, jy sien hom nooit nie. Ek soos regtig, Here, daai ou kom ons nou alles vir ons verander. En sê, dis nie waarvoor ek jou geroep het. Lei jy hulle om. Lei jy hulle om. Ek sien vanoggend 'n foto van, dit was net na my ongeluk, wat ek in die ou kerk gesit het, nog agter ons bikepreekstoel in Paulus se baksteen.
Daar bo op, ek is like, daai het ek lanklaas gesien. Iels het nou die dag my oor die baksteen gepraat. Ek wil hom nog vir jou gestuur het. Ek sien vanoggend die foto van die baksteen. En ek is like, Here, daar is soveel oor daai baksteen gebind. En hy sê, hou jy net aan die saad, sê. Die oes is nie in jou hand nie, die oes is in my hand. En ek besef like, wow, met elkeen van ons is die Here besig. Elkeen van julle het al in my lewe iets invest, net baie keer met wat jy met my praat, sonder dat jy weet. Jy drop 'n saadjie. En jy dink dalk, ek het dit gesê, maar hy het nie gehoor nie. Jy weet nie wat jy vir iemand sê, waarmee God besig is nie. En wat dit vir 'n persoon beteken nie. Ek dink ons almal sal, as almal heeltyd vir jou moet dankie sê, wat jy vir hulle beteken, jy gaan moeg raak. Jy dink jy kan nie moeg raak vir dankies nie, ons kan moeg raak. Ek sê dieselfde met die werk van 'n pastoor. Ons kry nie baie oproepe wat sê, "Jesus pastoor, jy sal nie glo hoe goed gaan dit met my." 90% van die mense wat jou bel jou omdat dit moeilik gaan. Omdat dit swaar gaan, omdat hulle seer het, omdat hulle hulp nodig het. Want dis wat ons doen. Amen. Ons help die Here se mense om by hom uit te kom en om oor hierdie goed te kom, om hom te vind, sodat hulle antwoorde kan kry. Maar ons het nie die magic wand wat sê simsalabim, alles uitgesort nie. Al wat ek vir jou kan sê is, ek kan jou help om by hom uit te kom. Maar dis hoe jy met hom die pad stap wat gaan kies hoe dinge verander. Want ek kan nie Christus wees nie. Net hy is Christus. Amen. Maar ek kan hom vra, gebruik my, sodat jou lewe geïmpakteer kan word deur die goedheid van sy hart. Sien, ek en jy moet Jesus so uitleef dat ander mense vir jou sê, ek wil graag jou Here leer ken. Dan het hulle hom gesien. Dan leef jy hom uit. Sien, as jy wonder, hoe leef ek Jesus uit? As mense jou voorkeer en sê, ek wil graag die Here dien wat jy dien. Ek wil graag die Here dien wat jy dien. Want dit beteken is, hulle is besig om in die oes te sien van jou lewe, dat die saad wat gesaai is, het waarde. Wat is al in jou lewe invest wat platgeval? En jy dink dat het platgeval, ons praat Vrydag, Donderdag, wanneer het ons Christus gesien? Donderdag praat ons daaroor. En ek praat oor tyd toe ek landbou geswat het en ek het geboer vir 'n ou. Die beste ding wat met 'n mielieplant kan gebeur, as hy omtrent so 30-40 cm hoog is, die haal moet hom plat slaan. Die haal moet daai jong plant plat slaan. Want die plant wat daar uitkom, breek nie. Hy is sterker, sy wortels is dieper. Hy is asof daai plant 'n nuwe strength kry om mee te groei. En sê die ou mense nie altyd gesê, buig die boompie terwyl hy jonk is. Amen. Vorm hom. Almal van ons wat jonk was, het nie gelike om gebuig te word. Ok, as ek nou buig, weet ek nie of ek gelike om reg op te kom nie. En maar ek dink, ons vergeet partymal watter investment is al deur mense in ons gemaak. Hoe meer ek hier praat vanoggend, hoe meer is dit net name wat by my verbyflits. En ek besef eintlik hoe ryk is die investment wat al in my lewe gemaak is. Hoeveel mense het al saad gesaai, gesprekke wat ek gehad het, Pastor Dani, Oom Angus, daai mense by wie se voete ek kon sit en leer. En dink, wow, daar's eintlik soveel saad en soveel water. Is net God wat dit maak groei. Dis net God wat dit laat groei. Want as God nie in jou lewe welkom is nie, gaan al die saad net daar dormant lê. Net daar dormant lê. Dis hoekom dit so belangrik is, dat jy toelaat, dat jou hart oop is om te ontvang. Want iemand gaan iets sê, dat daai saad groei en vrug dra. En ons almal hoe werk vrug. 'n appelboom eet nie sy eie appels nie. 'n peerboom eet nie sy eie pere nie. Die peer is nie vir die boom nie. Die appel is nie vir die boom nie. Amen. Dis vir iemand anders. So kom, die vrug op jou lewe is nie vir jou nie. Hoor mooi, die vrug op jou lewe is nie vir jou nie. Dis vir ander mense.
Die vrug van jou besigheid is nie vir jou nie. Die Here wil hê jy moet leef, maar dis nie vir jou nie, dis vir hom. Die vrug van jou huwelik is vir ander huwelike wat hulp nodig het. Die vrug van jou vriendskappe is vir ander mense wat jou hulp in hulle vriendskappe nodig het. Sien, die vrug wat jy van Christus dra, is nie vir jou nie. Ander mense se vrug is vir jou. As jy pastoor sit seker die kompos. Jesus het gesê, already the one who reaps is receiving his wages and is gathering fruit for eternal life, so that he who plants and he who reaps may rejoice together. Sien, dis wat envy stom. Wanneer die een wat plant en die een wat oes saam kan bly wees. Dat dit wat die Here wou hê het gebeur. Plaas om te stry. Plaas om te fight. Ja, maar weet jy, ek het die tyd ingesit en weet jy, want ja, maar ek het dit anders gedoen, dis hoekom dit gewerk het. Dis daai kompetisiegesindheid wat maak dat die koninkryk swaar kry. In plaas van kan ons bly wees, wat die oes het geslaag. Kan ons bly wees dat die Here se wil het geskied. Kan ons saam rejoice dat daai plan van God het uitgewerk. Kan jy na iemand se lewe kyk wat die Here dien, jy's dalk vir hulle kwaad, maar hulle dien die Here, kan jy bly wees dat die investment wat jy oor jare gedoen het, alles hulle hoe kwaad vir jou het gewerk, hulle dien die Here. Daai persoon wat jou te nagekom het, en kom jammer sê het, en jy het dit afgeskiet van, ag, is net nog 'n jammer. En daai persoon se lewe het verander, maar jy kon nie eendag teruggaan om te sê, wow, ek staan verstom met jou lewe reggeruk het nie. Kan jy met jou gesindheid gaan deel? Want jy's die een wat daar moet uitneem. Want jy's dan die een met die bitter hart. Want jy kan nie celebrate wat God kom heel maak het nie. En hierdie skrif, hierdie week het met my gemors, want ek moes met soveel goed gaan aandink en sê, Here, hoeveel situasies in my lewe kan ek celebrate? Mense wat weg is, wat goed gesê het, maar wat hulle nou doen, bou die koninkryk. Kan ek bly wees vir die koninkryk? Kan ek bly wees dat die liggaam van God groei? Wat my hart breek is die mense wat net gaan sit en teruggeval het. Weggestap het van God af. En dan verstaan ek die pause wat ek baie keer sien, as iemand in die kerk maak dat jy nie meer die Here dien nie, het jy nooit God gedien nie, het daai persoon gedien. En ongelukkig is daar mense wat die grond waarop jy loop aanbid, en nie die God wie jy aanbid nie. Want hulle vind in jou daai beste vriend of beste vriendin. En as jy hulle teleurstel, val hulle wêreld uit mekaar, want hulle het nooit God toegelaat om die beste vriend te wees. En dis die challenges wat ons face. En dis wat daai parable sê in Matteus 20, take what belongs to you and go, but I choose to give to the last man the same as I have given you. Am I not permitted to do what I choose with what is mine? Hoor wat sê. Or is your eye envious because I am generous? Veel mense ken jy is jaloers op God se goedheid op ander mense se lewe. En hoor wat sê hy, vat jou goed en gaan. Vat jou paai en waai. Want jy is ongesond vir die situasie. Jy is ongesond vir die situasie. Dis baie keer hoekom die Here ook mense verwyder. Want hulle is ongesond vir die situasie. Daar sit 'n bitterheid. Daar sit 'n woede. Daar sit iets, 'n unforgiveness waarmee hulle nie deel nie. En omdat jy ongesond is vir die situasie, sê die Here, vat jou paai en waai. Want hoekom? Hy kan nie toelaat dat jou jaloesie besoedel waarmee hy besig is. Dis hoekom ons hart moet ondersoek. Dis hoekom jy moet weet, die oomblik as die Here jou begin seën, gaan daar mense opdaag wat jaloers is. Daar gaan mense opdaag wat kwaad is. Daar's mense wat nie wil hê jy moet 'n goeie huwelik hê. Daar's mense wat nie wil hê jy moet sukses in jou besigheid hê. Daar's mense wat nie wil hê dit moet ooit met jou goed gaan nie, want hulle is nog kwaad vir jou. En gaan jy toelaat dat daai goed
jou stop om te wees wie God jou gemaak het? Of gaan jy doen wat die Here sê is, seën jou vyande, bid vir hulle, spreek hulle vry, verklaar God se goedheid oor hulle, dat dit kan terugkom, want God se goedheid kan hulle harte verander. God se goedheid kan hulle harte verander. Or are your eye envious? Sien, dis die probleem. Dis wat ons sien wat ons jaloers maak. Dis wat ons sien in ander mense. Jy sien wat hulle het, en jy wou dit gehad het. Jy sien die bediening, jy wou daai bediening gehad het. Jy sien die besigheid, jy wou dit gehad het. En wat sê goed wat ons sê? Hulle het seker iets onder die tafel gedoen. Ons kan nie bly wees vir ander mense. Ons moet altyd fout vind. Want hoekom? Die fout lê in ons. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So ons wil ander mense blameer vir dit wat in ons eie lewe aangaan. Oor die keuses wat ons maak. Maar die oomblik as die Here jou begin seën, dan moet tog net niemand niks sê nie. Jy weet nie, waar die Here het ek gegaan, dat die Here my so moet seën nie. Ek sê bang is dalk die duiwel wat jou ook gesien het. Maar nee. Weet jy, wanneer verstaan jy werklik die hart van God? Wanneer jy in jou storm vir iemand anders 'n blessing kan wees. Ek dink die ding wat my seker die meeste gehelp het, 'n paar jaar terug het ek 'n ding gelees in 'n boek. Hy sê, I will clap for you, even if nobody claps for me, because my time is coming. Ek sal iemand anders aancheer in hulle suksesse, want ek weet die dag kom wat my beurt ook kom. Ek weet die dag kom wanneer die Here iets anders doen. Kan jy iemand anders in hulle besigheid help bou? Al jy die means, maar jy dalk nie die way nie, maar jy die vermoë, jy dalk die kennis, en jy sien daai ou sukkel, maar jy's bang as jy hom help, dan is hy kompetisie vir jou. In plaas van hom te sê, draai net dit, want dit gaan alles vir jou verander. Ek onthou ek het daar bo in die Bosveld gepreek, en die Here gee vir my woord, en dis een van daai oggende, ek weet nie hoekom nie, al die groot boere sit in daai diens. En die praat nie groot soos ek nie. Amen, ek praat groot, hulle bankbalans lyk soos telefoonnommers. En na die tyd drink ons koffie en almal staan daar om my. En die een ou sê vir my, as jy nou ons almal hier kyk, ons is nou die welgestelde boere. Het die Here nie vir ons woord nie. Ek sê, ekskuus. Hy sê, sê wat ons moet hoor. En ek is like, okay. Ek sê, hier's wat die hart breek. Julle almal het die vermoë om die ou langs jou wie se trekker stikkend is te help, dat hy sy oes kan afhaal. Maar nie een van julle help nie, julle hoop hy verloor alles, sodat jy sy plaas kan goedkoop uitkoop. En hy en sy vrou en sy mense op straat sit. Sê, dis wat die hart van God breek. Julle almal het die vermoë om vir 'n ou 'n nuwe trekker te gee. Julle almal het die vermoë om daai ou te help waar hy sukkel, sy beeste is siek, hy het nie medisyne nie, julle het die vermoë om hom te help. Maar julle sit terug en wag soos hongerwolwe, dat hy alles verloor, dat jy dit goedkoop kan opkoop vir 'n bargain, en dan brag jy daaroor. Ek het daai 10 miljoen rand se plaas vir 4 miljoen rand gekoop. Ek sê, dink jy, die Here is happy daaroor? Hulle het my nou nog nie geantwoord nie. Hulle praat ten minste met my. Baie keer is dit jou beurt om bo te wees en die vermoë te hê om ander te help. Maar ander keer kom jou beurt en jy het nie meer die vermoë nie. Dis wat ek hou van die boek van Ecclesiastes 11. Hy sê, saai of 6 of 7 plekke. Sodat jy vir jou oes by mekaar kan kom, want die dag kom wat jy nie meer kan saai nie. Laat ander jou kan deel in hulle oes. Soos net dit goed gaan, kan dit sleg ook gaan. Net as jy nou alles het, kan jy môre niks hê. En as jy nie in mense invest nie, wie gaan in jou glo? Die dag as daar niks is nie.
As jy nie in mense se droom kan glo nie, wie gaan in jou droom glo? Die dag as jy jou droom wil waarmaak. En ek het dit geleer. Ek vra mense vir hulp, en as hy sê, ek kan nie nou nie, dan sit fyn. Help nie, ek sê, ja, maar jy moet nou weet, ek is die pastoor, en jy moet nou dit vir die kerk doen nie. As jy sê, nee, is dit nie. Want hoekom? Hoekom sê ons dit? Want die woord sê is, dat as die Here daai persoon sy hart reeds voorberei het, dan gaan hy ja sê. As dit nie die persoon is nie, gaan hy nee sê. Party persone weet dis hulle beurt vir die ja, maar hulle verkies om die nee te sê. Want die ja vat nog te veel van hulle self. En hulle is nog nie bereid om hulle self vir die koninkryk te gee nie. Hulle is nog nie bereid om te sê, ek wil ook 'n saad wees nie. Nie net saad saai nie. Laat my lewe ook saad wees. Ek meld aan. Gebruik my soos die goede. Laat my lewe vir iemand anders te oes kan wees. Laat iemand anders die uit vrug kan kry. Sien, as iets wat ek van God besef het, is dan generosity is nie iets wat jy doen nie, is iets wie jy word. Vrygewigheid is nie iets wat jy doen nie, is wie jy word. Jy word vrygewig. Want vrygewigheid is deel van die vrug van die Gees. And if you have the Holy Spirit, you become that. Don't just do it. Jy word dit. Jy word daai liefde, jy word daai geduld, jy word daai goed. Sien, as dit net iets is wat jy doen, gaan jy elke situasie waar vrygewigheid gechallenge word oor my. En dis wat die Here ons leer is like, imagine hy was so. Imagine die Here het hom gewip elke keer wanneer jy iets verkeerd doen. En hy sê, ek onttrek hierdie week my genade, Charlie. Hierdie week is op jou eie. Geen grace op jou lewe hierdie week. Sterkte. Jy is nou op jou eie. Ek gaan maar sit en kyk gaan. Imagine die Here doen dit. Hoeveel keer ons al teen hom gepraat het, hoeveel keer ons hom al sleg gesê het, hoeveel keer ons al met hom baklei het, en hy slaai, Cassie, ek hou nie van jou gesindheid nie. Hierdie week onttrek ek genade van jou. Imagine dit. Die scary deel is toe ek die vers skryf wat sê, hy was my al genadig, terwyl ek hom nog eers gedien het nie. En daar het ek besef, van al die kere wat ek al dood moes wees, voor ek gered is, en nog steeds survive, dis genade. Dis nie luck nie. Dis nie luck nie. Dis genade. Want hoekom? Iemand het vir my gebid. Iemand het saad ingesit. En dis waar ek nou die dag gesê het, elkeen van ons is 'n answered prayer. Someone het gebid. Iemand het jare terug gebid en gesê, Here, ons het 'n behoefte op aarde. Help. En hoe spreek die Here dit aan? Met nog 'n mens. Kom ek maak 'n Charlie, kom ek maak 'n Kobus, kom ek maak 'n Willem. Hy sê, gaan. Jy het gehoor, daar is gebed, gaan leef dit uit. Iemand het dit nodig. Iemand het nodig die droom wat in jou hart is. Iemand het nodig die karakter wat ek jou gegee het. Iemand het jou persoonlikheid nodig om my te sien. Gaan wees die vervulling van daai gebed. Sien, jy is klaar die oes op sa. En weet jy wat gebeur met 'n oes? 'n Oes word weer sa. Amen. Amen. So net soos wat jy bereid is om te oes, is jy bereid om jouself te saai. Om die oes wat jy kry weer te invest. Enige boer, as hy stroop, as hy oes, hy haal af en verkoop wat nodig is, en hy plant weer saad vir die volgende jaar. Hoekom? Laat die oes kan bly groei. Sien, vir jou om God se guns en God se goedheid en God se generosity om deel te wees van sy oes elke dag, moet jy elke dag saad saai.
En dis nie net geld nie, dis jou tyd. Dis jou liefde. Dis jou vriendskap. Dis jou verhouding. Dis jou huwelik. Dis jou huis. Jou deure oopmaak dat mense God kan kom ontdek. Waar mense welkom kan voel. Sien, as ons nie ons lewe oopmaak nie, kan God ook nie in nie. Want hoe kom hy in? As ander mense inkom wat hom nodig het. Hy sê, die een skaap is belangriker as die 99. En het jy nog 'n hart vir die een skaap? Het jy nog jy hart vir die een skaap? Daai een wat bly draad spring, wat bly draad kry. Lukas sê, die herder gaan haal die skaap en maak hom om sy nek vas. Maar eintlik wat hulle nie daar vir jou sê nie, is hoe werk die herder met die skaap? Hy vat sy been en breek hom. Ons leer deur pyn. Hy breek hom. Dan sit hy hom op sy nek. Hy spalk hom. Daai 6 weke waar hy been vat om te groei, dra die herder daai skaap. En as hy na 6 weke sy been af is, hy haal hom af, dan loop daai skaap by die herder. Want hy het geleer, hier is ek veilig. Want ander kan nie draad, is dit seer. Ander kan nie draad kry, ek seer. Sien, baie keer leer die lewe ons lesse wat ek en jy nie wou leer nie. Maar ons moet leer, sodat ons God kan ontdek. Dat ons die waarheid kan leer. Baie mense sê hulle glo in God, tot iets gebeur, dan ontdek hulle hoe min geloof het hulle eintlik. Want dan word jou geloof gechallenge. Want dit wat jy bely, glo jy wat jy bely. Glo jy in die God wie jy sê jy glo? Vertrou jy die God wie jy sê jy vertrou? Want al hoe dit getoets word, is omstandighede. Al hoe dit getoets word, is omstandighede. En die Here het vir jou 'n oes groter as enige iets in stoor, wat deur soveel ander mense se lewens betaal is. Maar is jy bereid om jou lewe oop te maak, sodat ander mense daai oes kan deel, wat klaar in jou opgesluit is? En te sê, Here, soos Paulus, my lewe is 'n oop brief. Kom ek vertel jou my storie. Kom ek vertel jou my verhaal. Kom ek gebruik my lewe as saad, sodat ons almal saam kan rejoice. In plaas van om jaloers te wees oor mekaar, kan ons nie saam bly wees oor mekaar nie. In plaas van jaloers te wees oor wat Pietie of Sunny of Kosie het, kan ons nie eerder dankbaar wees dat hulle so geseën is nie. In plaas van om af te praat op iemand anders se verhouding, kan jy nie ten minste bly wees, hulle is vir 'n oomblik stabiel nie. Al is dit net die verhouding. In plaas van om af te preek teen iemand anderste wat wil iets vir die koninkryk doen en dit sleg te praat omdat jy niks doen nie. Eerder bly te wees dat iemand opstaan soos 'n Petrus en uit die boot klim. Of is jy een van die 11 wat in die boot bly? In plaas van om te waag vir God, al kos dit jou die opinies van mense en al kan dit jou dalk vriendskappe kos, is jy nog steeds so bereid om te sê, Here, my lewe is saad. Gebruik dit soos die goede. Plant my lewe waar U wil hê. Daar moet 'n oes opkom. Plant my lewe, gebruik my lewe waar U wil hê, daar moet 'n oes opkom. Nie soos ek wil nie, soos U wil. Nie waar ek wil nie, hoe U wil. Sien, as ons die guts kan kry om daai persoonlike vraag met God te praat, then we grow up. Dan groei ons. Dis maklik om die mooi goed te sê, dis maklik om die mooi goed te post. Die ding is, kan jy die prys betaal? Want die woord sê, vir saad in die grond moet eers doodgaan, voordat hy kan ontkiem en groei. Hy word begrawe. Is jy bereid om jouself te begrawe? Is jy bereid om jou attitude te begrawe? Is jy bereid om jou drome
te begrawe? Is jy bereid om alles wat jy nastreef vir God te gee en te sê, hierso. As dit van U af is, laat dit vrug dra. As dit nie van U af is nie, saai dit, gee dit vir iemand anders. Want dan sit nie my saad nie. Dan sit nie my oes nie. En ek dink dis die groot ding waar die kerk gaan in die laaste tyd. So ons gaan gesif word van wat ons dink is 'n oes is eintlik saad. Ons gaan leer dat wat ons gedink het is ons sin is eintlik iemand anders. Wat ons gedink het, hierdie gaan ons lewe verander, het God eintlik vir jou gegee om iemand anders se lewe te verander. En die oomblik as jy daaraan getrou is, gaan jy nog meer kry. Want iemand anders is klaar aangesê om sy oes met jou te deel. Iemand het nou die dag vir my gesê, hy sê die Here het met hom 'n pad gestap, om te kyk, om te saai waar gewers is. Want hy het besef, dat saad wat jy vir 'n gewer is, bly groei, want hulle saai weer van hy oes. Hy sê, want baie keer wil ons vir tykers gee, wat niks met dit doen, behalwe dit consume nie. So daar kom geen vrug daarvan nie. Dis hoekom jy bid vir discernment. So die Here te sê, waar kan ek my tyd gee? Wie kan ek nooi vir fellowship? Wie wil jy hê moet ek invest? Wie het 'n brood nodig, Here? Wie het wat nodig? Hoe kan ek help? Die ding is, dit gaan nie oor of jy baie het nie. God het nooit gevra hoeveel het jy nie. Hy het gevra hoe groot is jou hart. God vra nooit hoeveel het jy nie. Hy vra hoe groot is jou hart. Hoe bereid is jy om te share wat jy van hom afgekry? Hoe bereid is ek om te share wat ek van hom afgekry? Ek het hierdie gelees en het was vir my so mooi. Hy sê, you are walking on the foundation of others' obedience. Jesus sowed his life so that we should reap eternal life. One day someone else will walk on the seeds you've planted in faith. That is the beauty of grace. We all participate in God's harvest, whether by sowing or reaping. Ons almal is deel van God se oes. Whether ons saai of maai, dit bly sy oes. Dit bly sy hart. Dit bly sy wil. Ons bly deel van sy plan. Ek en jy het 'n plan in sy plan. Dit bly sy plan. Amen. So as jy gedink het vanoggend gaan wees dat ek jou gaan leer hoe om meer geld te kry. Al wat ek kan sê is, moenie die oes wat jy het nie gebruik vir nuwe saad nie. En moenie die saad wat jy het opstoor en nie verder saai nie. En moenie as dit jou beurt is vir 'n oes groot kop kry nie. En moenie wanneer dit iemand anders se beurt is vir 'n oes jaloers word nie. Leer om mekaar te celebrate. Leer om mekaar te celebrate. Leer om daai ou saam met sy armoede dieselfde styk te braai as die ou wat miljoene het. Iemand sê eendag vir my, wat van pastoor Dani was vir jou die amazingste? Ek sê, hy het die vermoë gehad om 'n CEO van 'n company en 'n boemelaar op straat ewe met dieselfde liefde te hanteer. Hy het hulle dieselfde respek gegee. Want hy het gesê, albei is God se skepping. Mag ek en jy nooit mense volgens vir hulle status plaas in ons lewens nie. Maar mag ons hulle plaas volgens hulle status in God se koninkryk. En hier praat ek nie van is hy 'n pastoor of nie. Ek praat van, sien jy die vrug van die Heilige Gees? Sien jy die verandering van God? Celebrate dit. Celebrate dit saam met hulle. Cheer hulle aan. Iemand wat sy hart vir die Here gee, cheer hulle aan. Dit gaan ook nie gaan hoe jy dit wil hê nie. Prys die Here, jy's nie God nie. Prys die Here, ek's nie God nie. Ek dink as mense wat ek al lankal sou hel toe gestuur het, as ek die Here was. Dis hoekom hy my nie God gemaak het. Amen.
Maar kan ons mekaar celebrate? Kan ons mekaar in hulle foute celebrate? Omdat hulle hulp gevra. Hoeveel keer het jy al foute gemaak en jammer gesê vir Here, dan dink jy, eers help nie ek self weer jammer. Hy seker al moeg vir my jammer. God word nooit moeg vir jou jammer nie. Want jou jammer wys, daar's 'n afhanklikheid. Jou jammer wys, Here, ek sak met hierdie lewe, maar ek weet, ek het nie. Help. 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 Dis my hart volgens. So baie as wat ons help vra, kan ons ook hulp wees. Want dis wat ons mekaar nodig het. Amen. Ons sê ons is God se hande en voete. Kan ons dit sien in mekaar se lewe. Aba Vader, ek kom volgens. Here, dankie vir die voorreg. Nie net om in die oes te deel nie, maar ook saad te wees. Here, die mensdom is so, ons waardeer die oes meer as die saad. Want die oes is so lekker, die oes voel so lekker, die oes ruik so lekker, die oes proe so lekker. Die oes is sag op die oog. Maar die saad is altyd moeilik, want dit kos ons iets. Die oes van siele is wow, maar die saad was Christus se lewe. Saad gaan altyd iets kos. Saad het nooit 'n garantie nie. Jesus het homself op die spel gesit, sonder 'n garantie dat enige iemand hom gaan glo. Maar tog het miljoene al na hom toegekeer. Mag ons nooit twyfel in die saad wat ons saai nie, want dis God wat laat groei. Mag ons nooit twyfel, Here, in waar ons nat maak op ander mense se saad nie, want is God wat laat groei. Laat ons nie na ons vermoë kyk whether ons saai of nat maak nie, van die vertroue is in God wat laat groei. Mag ons staat maak op u vermoë, mag ons staat maak, Here, op u wy van dinge doen, mag ons staat maak op u grootheid, mag ons staat maak op u krag, mag ons staat maak op u skepingsvermoë. En nie na onsself kyk en sê, ek is nie goed genoeg, of ek is inadequate, of ek is nie slim genoeg, of wys genoeg nie. Mag ek eerder sê, daar waar ek tekort skiet, rig iemand op. Daar waar ek sukkel, rig iemand op wat my kan help. Maar mag ons nie God voorskryf hoe lyk daar iemand nie. Want is baie keer iemand wie jy nie wou gehad het, dit moet wees nie. Maar as iemand wie jy nodig gehad het. Mag ons die saad aanvaar wat u saai. En mag ons die oes aanvaar wat u saai. Mag ons humble genoeg wees om mekaar se suksesse te celebrate en nie af te breek nie. Mag ons vir mekaar se huwelike en verhoudings bid. Mag ons vir mekaar se vriendskappe bid. Mag ons vir mekaar se besighede en werksplekke bid. Mag ons mekaar celebrate voor ander mense en sê, ja, ek weet hy het baie foute, of yes, ek weet sy is partymal erg. Maar weet jy wat? Hy of sy dien die Here en God is besig met hulle. Kom ons celebrate dit wat die Here al reeds gedoen het. Ons almal kon slegter afgewees het as dit nie vir God was nie. Here, ons almal kon iewers in 'n gutter gewees het. Ons almal kon iewers gesit het ver weg van U af. Maar dis iemand wat hulle lewe as saad gebruik het, waarvan ons vandag 'n oes is, waar Jesus deel is van ons lewe. Iewers het iemand hulle self gegee, sodat ons die evangelie kon kry. As ek net dink aan die apostels en die disippels wat doodgemaak is, dat ons net vandag 'n Bybel kan hê, om die woord te lees, en ons hanteer daai woord met soveel minag, ons gooi dit in 'n kas. Party mense het nie eers meer hardeband Bybel nie. Dis ook fyn. Ons het soveel access na die woord toe, op soveel platforms, maar ons lees dit nie. En soveel mense se lewens was saad,
dat ons die voorreg het van daai oes van daai woord. Ons almal is 'n oes van iemand se gebed, ons almal is 'n oes van iemand se roepe na U. Maar ons draai so maklik ons rug, ons gee so maklik die koue skouer vir mekaar. In plaas van net om mekaar te celebrate. Want God het geweet dit is goed. God het geweet dit is reg. God het geweet dit is nodig. En ek dink is daai ding wat ek 'n jaar terug begin sê het, en dit steek uit by my vas, as die Here jou gemaak het, en hy het geweet dit is goed, dan is jy goed genoeg vir my ook. As die Here jou lief het, dan kan ek jou ook lief hê. As die Here vir jou 'n plan het, wil ek jou plan celebrate. As die Here vir jou 'n droom het, wil ek saam met jou droom, ek wil dit in dit kan invest. Ek wil die gawe wat God vir my gegee het, om in jou lewe te invest, wil ek ten volle kan doen. Want die saad wat ek saai deur my bediening, is weer oes vir iemand anders se bediening. Saad wat jy saai deur jou besigheid, is weer vir iemand anders se besigheid te oes, waarna hy weer in 'n nuwe generasie kan insaai. Mag ons nooit bang wees om te gee nie. Maar mag ons ook nooit bang wees om te ontvang nie. Ons sê so maklik ons verdien dit nie. En dis wat genade is onverdiende guns. Dis die goedheid en die grootheid en die getrouheid van ons Hemelvader se hart. Dis hy wat na ons kyk. Dis hy wat ons versorg. Dis hy wat voorsien. Al lyk dit hoe die mekaar, al lyk dit hoe leeg op hierdie oomblik. Dink dit skielik aan daai vrou wat vir die profeet gesê het: ek het te min. Ek het nie eers genoeg hier's net genoeg meel in hierdie huis vir my en my kind. Ek kan nie eers vir jou as profeet kos gee nie. Kan nie na jou kyk nie. En sy gaan bak die brood en sy gee vir hom en sê, hierso eet. En omdat sy gehoorsaam was in haar saad, sê die profeet, kry vir my al die kruike in die dorp. En al die kruike wat hulle elke huis uit kon bring, is volgemaak met olie. En die oomblik toe die laaste kruik daar kom, daar is nie meer nie, toe hou die vloei op. Mag jou saad wat jy saai, in mense se lewens en bedieninge, die begin wees van so 'n oorvloed van oes in jou lewe, dat jy uit kanne uit sal hardloop. Mag het wees soos die woord sê, dan jy al die nuwe jaar se saad begin saai, maar die ou jaar se oes is nog eers uitgedeel nie, en uitgeleef nie. Mag God jou gebruik, dat waar jy dalk nou in die droogste tyd van jou lewe sit, die eensaamste, hartseerste tyd, mag jy dit nie sien as 'n straf nie, maar as saad. Saad, dat jou lewe vorentoe vir iemand anders te kan help, wanneer hulle daar sit. En jy sê, kom ek vertel jou, toe ek alles verloor het, kom ek vertel jou, toe my hart vertrap was, kom ek vertel jou, toe ek geruïneer was deur 'n vriendskap, of 'n huwelik, of 'n man, of 'n vrou, of 'n werksplek, of toe ek alles verloor het, en niks gehad het nie, kom ek vertel jou, hoe die Here my daarin kom restoreer. Kom ek vertel jou van die saad, wat gesaai was, want wie ek vandag hier is 'n oes van ander se saad. Kom ek saai my oes in jou lewe in, sodat jy weer vir iemand anderste saad kan wees, waar hulle dit nodig het. Mag ons elke challenge in ons lewe embrace, Here, en sê, help ons om die nut van die challenge te sien, sodat ons uit ons oorwinnings weer kan saai, dat ander mense tot oorwinning kan kom. Al verstaan ons nie waar ons nou is nie, al verstaan ons nie wat ons nou face nie, mag ons net nooit ons oë van U afhaal nie. Mag ons nie kyk op ander se oes en jaloers word nie. Mag ons nie kyk na wat ander het
en jaloers word nie. Mag ons nie kyk na hoe U nou huidiglik ander seën, ons jaloers word en voel ons is nie geseënd nie. Selfs die tyd van om net saad te wees is ook 'n seën. Mag ons eerder net aan U vashou en sê, Here, gebruik my lewe waar ek nou is, soos U goed dink. Gebruik my omstandighede waar ek nou is, soos U goed dink. Gebruik my situasie waar ek nou is, soos U goed dink. En nie soos ek dit wil hê nie. Laat my lewe vir iemand anders te oes wees waar hulle nie gesaai het nie. Omdat ek getrou en gehoorsaam is. Toe U my by my naam geroep het. Vat ons hierdie week, Here, en leer ons weer waardeer wat ons in mekaar het. Al like ons nie altyd mekaar nie. Ons is nog steeds 'n blessing vir mekaar. Want Christus is in elkeen van ons. Mag ons hierdie week dalk iemand bel met wie ons issues in ons hart het en sê, ek weet ek en jy praat dalk nie, maar ek wil net sê ek waardeer jou. Want jy was nie net sleg in my lewe nie. Jy het regtig goeie goed ook gesaai. En daai oes is besig om op te kom. En ek wil dankie sê. Mag ons mense krediet gee vir wat God in hulle lewe gedoen het. Mag ons mense wees seën vir wat God in hulle lewe doen. Mag ons oor hulle uitspreek die genade van God. Want ons almal het genade nodig. Mag my mond, soos Jesaja sê, mag my mond die ploegskare word, wat my hart se grond voorberei vir saad en oes. Ons shape ons eie oes met ons mond, maar ons shape ook die grond waarin dit voorberei moet word. Laat die saad kan groei. Help ons met onsself. Ons het baie keer meer hulp nodig as wat ons dink, of bereid is om te erken. Want ons voel, ons is okay. Maar ons weet eintlik, ons het U nodig, meer as wat ons ooit besef. Dat U genade op genade op genade ons realiteit word. En ons daardeur vir ander mense 'n seën kan wees. Al is dit net 'n drukkie, al is dit net 'n smile. Whatever U goed dink, ons moet saai. Help my om dit te saai, dat ek dit nie mis nie. En as dit U wil is dat ek moet oes, laat ek oes. En as ander mense oes wat ek gesaai het, laat hulle oes. Ek gaan nie jaloers wees nie. Ons gaan dit celebrate. Ons gaan doen wat vir die liggaam belangrik is. Ons gaan doen wat vir U belangrik is. Help ons elkeen met gratitude, 'n attitude van gratefulness. Laat ons U sal eer in alles in ander mense se lewens, want U alleen is God. Ons almal het tekortkominge, ons almal het foute, ons almal het hulp nodig. Ons het mekaar nodig, dis hoekom U ons gemaak het. Help ons om nie vas te staar in mekaar se foute nie, maar om Christus te soek in mekaar, en Christus saam te celebrate, sodat die wêreld kan sien, God is ons alles, want U is, en ons wil U celebrate, in alles wat ons doen. As dit jou gebed is vandag saam met my, wil ek hê jy moet saam met my sê, amen. 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 Mag jy regtig hierdie week die Here vra, help jou om ander mense se oeste te celebrate. Ek wil hê jy moet hierdie week jou hart regtig sensitief maak, en as jy iemand sien, al is dit direkte kompetisie van jou, al is dit iemand wat jy voel is, ek wil eintlik niks met hulle uit te waai nie, en jy sê dit gaan goed, sê vir hulle, laat weet hulle, ek bly dit gaan goed. Ek bly dit gaan goed met jou. As hulle dit as sarkasties sien, is hulle probleem. Maak jy net seker jou hart is opreg. Celebrate iemand anders se oes. Amen. Met saad wat jy saai van dankbaarheid, sodat God jou dankbaarheid kan groei na groter oes. Amen. Amen. Sien julle volgende week.